Welkom terug by die Groot Ontbyt. Ons gesels vanmôre met Frikkie van Logrenberg, die hoofuitvoerende beampte van IFSA. Ons praat 'n bietjie oor verwagte rentekoersveranderinge. Ja, goeiemôre Frikkie. Goeiemôre Pierre, môre Jen. Lekker om jy by ons te hê. Baie dankie. Hoër of laer? Dis die vraag. Dis 'n baie goeie vraag. Het antwoord verander. Dis vir elke uur soos wat daar inligting en dinge deurkom, maar op die stadium in tyd dink ons daar is so 60% kans is nou die konsensus dat dat die rentekoerse met so 25 basispunte gaan opgaan. En as 'n mens nou gaan kyk, redes hoekom dit nou so gebeur. Een van die dinge is die inflasiesyfers. Inflasie is lekker hoog op die punt in tyd. Daar was 'n baie hoë druk of 'n spanning dat die inflasiesyfer bietjie hoër gaan. So duidelik wil die staat seker maak of die Reservebank wil seker maak dat dit nou nie hand uitdruk nie. Die rand bly sterk. So dit is 'n teenkant, maar dis maar meer die kommoditeitspryse, die goudpryse ensovoorts. Die dollar wat eintlik bietjie meer verswak is wat dit as wat die rand versterk, so dit hardloop so teen mekaar. Geopolities, ons weet dat eers is Israel en Iran in Amerika, dan is hulle maatjies, dan is hulle nie maatjies nie, en dan begin hulle weer beklei en dan hou ons nou op ensovoorts, maar dit het 'n negatiewe effek op die oliepryse wat nou oor die $90 per vat heidaglik ook is. So dis dinge wat 'n mens moet uitkyk. En natuurlik, Suid-Afrikaanse ekonomie, die werkloosheidssyfer is 'n groot ding, die arbeidsmark is 'n probleem. So daar is dit is maar druk in die ekonomie op dit punt. Daar's nie verskriklike vuurwerke wat besig om te gebeur nie, en die rentekoers aanpassing opwaarts gaan nou 'n verdere bietjie druk op ons ekonomie plaas. Frikkie, as daar 'n rentekoersverhoging is, hoe affekteer dit Jan Alleman? So Jen, as jy geld skuld enigsins ergens of iets op krediet doen, het jy dit 'n impak. So is dit nou jou huisverband is wat jy moet betaal, as dit nou jou kar is, as jy goed op krediet koop, as jy 'n kredietkaart het, as jy persoonlike lening het, al daai tipe van enigiets waar jy geld nou leen, is daar 'n duidelike impak, en dit gaan 'n duidelike impak hê op jou kontantvloei of jou besteedbare inkomste wat jy nou kan gebruik. En die teenkant en die ander kant is, as jy geldjies in die bank het, die rentekoerse wat nou 'n bietjie verhoog, so jou koers gaan nou 'n rapsie hoër wees daarso, so daar's nou weer 'n stukkie positief. Voordele en nadele. Voordele en nadele kan albei hê, afhangende van wat se kant van die draad jy sit. En dit sal 'n goeie tyd wees om nou 'n bietjie sommetjies te maak om te sien, hoor hierso, as jy nou 'n paar rand het wat op belegging is, maar jy het skuld wat aan die kant is en is duur skuld, dan is dit maar moeite werd om die sommetjies te maak om te sê, hoor hierso, laat ons maar ontslaa raak van die skulde daai kant, en dan bou ons nou weer wat die reservefonds en die beleggingsfonds aan die ander kant weer op 'n ander dag op. Iemand wat byvoorbeeld 'n huislening het, wat 'n groot verskil maak dit werklik op die paaiement? Jane, is nogal interessant. Ons uitgewerk het, en nou daar's klomp verskillende faktore wat nou die sommetjie nou beïnvloed, tydperk en bedrag ensovoorts, maar oor die algemeen oor 20 jaar, R2 miljoen, dit kos jou R320 per maand meer. So dit klink min, maar oor 20 jaar. Oor 20 jaar is 'n ekstra 80-90 000 rand se rente wat jy fisies moet betaal. So daai paar rand wat jy nou aan jou verband en aan jou kar betaal meer, gaan doen daai sommetjie oor daai termyn wat daar so is. Dit is nog 'n impak. Dis 'n groot impak. Dit raak nie net jou huislening, dit raak ander aspekte van jou finansies en jou begroting ook. Definitief, daar's baie indirekte dinge ook wat jy nou gaan kyk as rentekoerse nou verhoog. Nou begin die staatseffekte en jou koöperatiewe effekte begin meer aanloklik lyk. So daar's invloed van kapitaal en van buitelandse beleggers nou in Suid-Afrika wat ons nou kan help weer. En die feit dat daar rentekoersaanpassings opwaarts is, wys dat daar 'n verantwoordelikheidsin is, en daar is so 'n bietjie aanpassing, en daar so is 'n positiewe uitkyk dat beleggers dit raak sien en dan weer sal bereid wees om 'n risiko te vat om in Suid-Afrika te belê. En natuurlik ook as rentekoerse opgaan, is daar direk in die beurs is daar ook 'n impak. Nie so skerp as 'n mens dit wel verwag nie, en in die sin verwag ons daar 'n rentekoersverhoging, anders is die beweging in die mark bietjie anderste, maar banke se groeikoerse of se aandele pryse verhoog so bietjie. Jou retail mark op jou kleinhandel is bietjie negatief, want daar is 'n verwagting dat daar nou bietjie minder besteedbare inkomste gewees. So jou beleggings wat jy het 'n direkte impak. Jy moet, of 'n indirekte impak laat ek so sê, en dis 'n goeie tyd om hierdie wiskunde te gaan doen, te sê hoor, so is jy nog reg geposisioneer.
Frikkie, nou as daar aanpassings is, waarop moet ek nou byvoorbeeld fokus om seker te maak rentekoersverhogings is nie net Jan Tak se voordeel nie? So, dit is 'n baie ek is 'n groot voorstander of 'n groot teenstander, ek weet nie presies hoe om dit te sê nie, maar as jy geld in 'n bankrekening of in 'n bankbelegging het wat jy rente verdien, daar's 'n sekere hoeveelheid rente wat jy kan verdien wat belastingvry is, wat goed is, en dit is vir 'n spesifieke noodfonds of vir 'n spesifieke doel korttermyn wat die geld in die bank moet hê. Die res moet jy in bateklasse belê, in fondse belê, in aandele belê wat werklik waar groei kan toon oor die lang tyd, wat jou inflasiesyfer kan klop en baie belastinggunstig is. Jy moet seker maak dat jy daai rigting uiteensit. En so nou dat weer eens dat die rentekoerse aangepas het, gemaak jou sommetjie en gaan pas jou emmertjies aan, laat jy by die regte plekke is. Jy praat van belastinggunstig, behalwe vir belasting, is daar ander platforms wat jy beter kan bestuur en beter inkomste kan kry? So Pierre, 'n platform, laat ek so sê, daar's dit vorm deel van die kostepakkie. Nou, jy het 3 spesifieke kostes. Jy het adviseerskostes, so die adviseur moet die moeite werd wees, hy moet waarde toevoeg en jy kan onderhandel, dit word gereguleer. Die tweede ding is fondsbestuurskoste. So elke fondsbestuurder het 'n spesifieke koste en teoreties as die fondsbestuurder bietjie duur is, dan moet hy beter presteer. Dit is hy moet by sy doelwit wees en hy moet kan uitpresteer. En die derde plek of die derde koste is jou platformkoste. Nou dis 'n administratiewe funksie, dis 'n rekenkundige funksie, dis 'n rapporteringsfunksie. So as jy 6 platforms het wat presies dieselfde doen, maar die een is half te goedkoper, dan moet jy nou nie baie slim wees om nie daai rigting te gaan nie, want dit is net op die einde van die dag, as jy 0,5% op koste per jaar spaar, weer eens soos wat ons sê die rentebetaling oor 20 jaar, as jy oor 20 jaar 0,5% spaar en beter groei kry op jou geld, dan maak dit ook nou weer die ander kant 'n hengse verskil. As mens sê 6 verskillende platforms het, betaal jy elke platform administratiewe koste? Korrek ja. Oh, okay. Ja, so elke dis hoe ek sê, dis 'n produkverskaffer, dit is 'n administrasieplatform. So jy moet jou platforms mooi gaan kies waar jy die lang pad wil saam mee stap. Frikkie, wat maak julle netwerk van onafhanklike adviseurs se benadering anders? So Jen, dis weer eens onafhanklikheid. So onafhanklikheid van advies, onafhanklikheid van platform, onafhanklikheid van fondsbestuur. So werklik waar die adviseurs is in 'n posisie om presies om die regte oplossing of die regte plekke vir iemand te kan bied wat daar beskikbaar is. So dis een ding wat jy kry. Die volgende ding is jy kry 'n plan of 'n strategie. Jy word nie net 'n produk verkoop en sê okay, jy kort 'n anniteit of jy kort dit of wat ook al die geval is nie. Daar word eers 'n plan uiteengesit om te sê waar is jy? Hoekom sê jy het dit spesifiek nodig? Hoekom dink jy moet jy dit doen? Dat mens die wiskunde volg en seker maak dat jy op 'n behoefte uitkom en daarna kan jy die produk bymekaar sit. En dis hoekom ek sê ons adviseurs word baie goed opgelei om daai behoefte te identifiseer, 'n strategie of 'n plan bymekaar te sit vir elke vlak. 55 en ouer wat aan die tyd het, ons het briljante strategieë daarso. Enige beleggings na aftrede, briljante strategieë en planne wat ons daar het en alles oor die langtermyn. So ons doelwit is nie om ligte uit te skiet en die beste te perform nie. Ons wil konstant wees en wat ook al toerusting ons het om belasting te bespaar, om kostes te bespaar, ons wil dit kan oordra aan die kliënt toe en in 'n beter posisie plaas. So dis wat jy kry. Plaas onafhanklikheid vir jou in 'n posisie waar 'n mens dalk beter toegang na verskillende dele van die markte kan kry. Byvoorbeeld, jy kan markte toe gaan en jy kan 'n polis verkoop en jy kan anniteite doen en jy kan ander pensioen-items doen. Is daar meer beweegbaarheid in so onafhanklikheid? So Pierre, definitief vir my is onafhanklikheid en jy kry onafhanklikheid is letterlik jy is gelisensieer, jy het 'n spesifieke gelisensieerde kategorie wat jy op alle vlakke kan advies gee. So dit is belangrik sodat jy 'n wye spektrum het, maar meer gefokus op 'n beleggingstipe van strategie. Waar die onafhanklikheid is dat jy letterlik ek kan 'n persmaatskappy, blou maatskappy en groen maatskappy kan ek nou vergelyk om te sê vir presies dieselfde behoefte kan hierdie maatskappy kos X hoeveelheid per maand aan koste. Hierdie maatskappy het soveel meer fondse tot ons beskikking en so voort. So dit is waar daai onafhanklikheid uitkom dat jy nie geforseer of gemotiveer is om in 'n spesifieke rigting in te gaan. Jy kan werklik waar die beste vir die kliënt wat daar buite beskikbaar is, kan jy vir hulle bied. Die beste produk vir die beste plan. Baie dankie. Dis lekker met jou gesels, Frikkie. Dankie vir jou moeite vanmôre. As jy enigsins met Frikkie en die mense by IFSA kontak wil maak, dis baie maklik om direk met hulle te gesels. SMS die woord kontak
na 2 hoor my nou. Kontak na 48422. Dit was hoe dit. Vir ons paar gratis konsultasies. Gratis konsultasies ook nou nog daarin. 48422. Kontak na 48422. SMS kos R1.50. BSNV se geld en onthou IFSA se gemagtigde finansiële dienste verskaffer met die FSP nommer 43337. Frikkie, dankie vir jou tyd en moeite vanmôre. Dankie vir julle. Nou maar lekker. As ons terugkom na die advertensiebreek, se tyd vir die nuus en die weer en daarna gaan Annelies vir ons vertel hoe jy jouself kan dis mooi. Dan gaan ons karre praat. Ek sien uit daarna.